Om lewe te spreek is geloof. Om lewe te spreek, laat dinge gebeur. Ons roep dit. En ek wil sê, na vanmôre se woord, en nadat ons gaan 'n reeks spreek oor, soos vanmôre bedien het, en ek glo na die einde van hierdie reeks, gaan ons definitief 'n ander kerk sien, wat besig is om te bou in mense se lewens, te bou in mekaar se lewens, en te kan versorg, en te sien, dat is jy okay? Is jou buurman okay? Het jy gehoor by jou buurman of hy nog okay is? Is hy reg? Gaan dit goed met hom? Gaan dit goed met daar? Jy sien, dit is 'n ding van waar ons beplek is, waar mense maak saak vir ons. Want elkeen van ons wat hier vanaand sit, het 'n storie om te vertel. Het dalk 'n verlange, 'n begeerte, dat die Here op 'n besonderse manier kan ontmoet. Maar ek wil vir die lange verder ophou nie, maar ek wil vir die woord bedien vanaand is, geseënd is die wat arm van gees is. En ons 53 vertaling, gaan dit vir julle lees, Matteus 5 vanaf vers 1 tot 3, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen, en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou die oorspronklike Engels sê, geseënd is die wat arm van gees is. Maar voor ek daarby uit gaan kom, ek wil hê met die prentjie sien, dat Jesus klim op die berg, en die skare is aan sy voete, en Jesus sit. In daardie tyd het die leermeester gesit, en die skare het gestaan, mense het gestaan. Dink nou as julle moet staan, ek moet sit. Vir 45 minute. Ag, rarig nou. Kan jy nou al klaarmaak, ek is al lam gestaan. Dan nie 'n stoel of ietsie. Maar daar was dit so 'n dringendheid gewees, dat die ouens het gesit, maar dit was nie soveel die skare nie, dit was die disippels, wat na Jesus gekom het, en vir hierdie vraag net, en gesê, leer ons, wys ons meer. En Jesus praat hier, met, kom ons sê, ouens wat die pad gestap het, en ouens wat meer weet as die skare. En die Here sien dit belangrik, dat hulle moet dit leer, wat nou geleer moet word, rondom die bergpredikasie. En baie min ouens lees die bergpredikasie, omdat hulle verstaan altyd die bergpredikasie, wat dit beteken nie. En dit is 'n openbaring van wat Jesus kom deurgee vir die kerk vanaand. 'n Openbaring vir een en elkeen van ons. Hoe lyk 'n mens wat onder die heerskappy van 'n koning leef? Die vraag kan ek so stel, hoe lyk jy wat onder die heerskappy van Jesus lewe? Hoe lyk my lewe? Wat spreek my lewe dat ek leef onder Jesus, onder sy gesag, onder sy heerskappy? En die eerste ding wat Jesus sê, en met baie verrassend, sê, geseënd is die wat arm van gees is. En hy begin met geseënd, nie met geseënd is die sterkes nie, geseënd is die rykes nie. Hy begin nie met geseënd is die suksesvolles nie, geseënd is die invloedrykes nie. Hy begin, geseënd is die man wat arm van gees is. En hy gooi 'n curveball vir hulle.
En ek wil vanaand vir jou sê dat as ons op 'n plek wil kom waar ons die stad moet raak, is hier 'n sleutel vir jou en vir my opgeskrywe, waar ons anders te gaan kyk na die woord en onsself en ons omgewing. Die woord geseënd in die Bybel kom in die Grieks se woord voor wat Makarios is die woord vir gelukkig. Ons lees geseënd, die oorspronklike in hierdie teks praat hy van Makarios, wat beteken gelukkig. Om geseënd te wees is om gelukkig te wees. Wow! Om 'n seën te hê is 'n geluk op jou lewe te hê. You are blessed in a highly favor. Jy is geluk op jou lewe wanneer Jesus sê dat jy geseën is as jy iets doen. You are blessed. Soos die jong mense het Vrydag aand uitgegaan, ek sonder maar hulle nou maar het uitgegaan en het 103 koppies, ek gaan maar so maar sê, plus minus, 'n sop uitgedeel met broodjies en hulle het self aan hulle skoene uitgetrek en vir iemand gegee, soos vanmôre, die Samaritaan was hulle gewees, hulle het iemand raak gesien. Hulle het mense raak gesien wat minder bevoorreg is. Hulle het 'n verskil kon maak in iemand se lewe en die Here sê, weet jy wat, omdat hy dit doen, sien ek jou as geseënd. Ek sien geluk op jou. En elke keer wanneer ons die regte ding doen, dan volg die geluk. Nie die geluk goeie ding nie. Unlucky nie. Nee, jy's gelukkig. Ja, daar's soveel termes rondom dit. En dit is presies dieselfde woord. God wil jou lewe seën. Ag, sê vir jou buurman, Jesus wil jou seën. En baie keer dink ons, maar die Here wil net slaan en pak gee en kyk hoe moeilik dit kan gaan, maar die Here wil hê, jy moet geseën wees. Jy moet net iemand word wat geseën kan word. Ja, jy het my gevang hier. Jy moet iemand word wat geseën kan word. En wat beteken, en baie van ons leef nie op die manier dat God ons kan seën nie. God kan nie sonde seën nie. Come on. God kan nie sonde seën as jy nog goed in die geheim doen wat jy nie moet doen nie. Jy loop nie meer met die geluk nie. Met ander woorde, wanneer jy sonde doen, dan kom klaar jou gewete jou aan en jy voel so sleg. En jy voel, ja, ek het die toets gedop. God kan nie hoogmoed seën nie. As jy hoogmoedig is en jy dink jy het arrive, jy is die ou, God kan dit nie seën nie. Hy skaar hom by die nederiges en hy sê die hoogmoediges verag hy. God kan nie ongehoorsaamheid seën nie. God kan nie onverskilligheid seën nie. En daar is baie dinge wat God nie sal seën nie. Wanneer Jesus dus met sy bekende preek begin, is die eerste ding wat hy sê, geseënd is die wat arm van gees is. Geseënd is die wat arm van gees is. As die woord praat, salig. Ek het 'n paar ouens gevra, wat beteken salig? Is goed, is nice. Geseënd. Geseënd is jy. Hy sê geseënd is die wat arm van gees is. En hy praat nie met die ekonomie armoede nie. Hy praat nie van die materiële armoede nie. En baie mense dink om arm van gees te wees is om regtig arm te wees. Baie mense dink om arm te wees is arm van gees om nie te veel van die Heilige Gees te hê nie. Ek het te min van die Heilige Gees en dit maak my arm. Nee, dit is nie wat dit beteken nie. Hy praat nie van 'n liggaamlike armoede nie. Hy praat van 'n geestelike armoede. Hy praat daarvan dat 'n mens 'n bepaalde gesindheid moet handhaaf. Om jou te help, het ek 'n paar ander skrifte gevat en wat 'n bietjie meer uitlig, miskien vang jy dou in die gees. In die New Living Translation sê byvoorbeeld, God seën diegene wat besef dat hulle hom nodig het. Do you catch it?
As jy nog nie vang nie. The Word of God translation sê, God seën diegene wat erken dat hulle geestelik hulpeloos is. Okay, as jy dit nog nie vang nie, the Common English Version sê, God seën diegene wat slegs van hom afhanklik is. Wat beteken om arm van gees te wees? Do you catch it? Ek gaan dit nog een vir jou gee. The New Century Version sê, God seën diegene wat weet dat hulle groot geestelike behoeftes het. So. En Jesus sit op hierdie, en hierdie disippels kyk, wat sê jy? Verduidelik net vir ons wat dit beteken tot vandag toe. Ek glo dat baie van u vanaand is die eerste keer wat jy hoor wat beteken om arm van gees te wees. Dit beteken eenvoudig om, jy kan nie sonder God nie, jy is afhanklik van God. Julle kan sien dat die patroon hier so ontwikkel vanuit God se woord uit, dat hy iets vir ons wil nalaat, dat ek en jy kan leer dat ons dit nie moet mis nie, en soveel mense mis uit op God, mis uit op sy teenwoordigheid, mis uit om geseën te, om geluk ervaar in jou lewe, in jou bediening, in jou werk, in jou huis. Hy sê, ek erken dat ek nie in staat is om my lewe te lewe sonder God nie. Sonder God in my lewe is ek geestelik arm. Sonder God in my lewe is ek geestelik arm. Sonder God se hulp in my lewe is ek geestelik arm. Ek is onbekwaam sonder God. En dit beteken nie dat ek swak is nie. Dit beteken nie ook nie dat jy jou geen selfvertroue mag hê nie. Dit beteken beslis nie dat God wil hê dat jy minderwaardig moet voel nie. En jy dink, as ek net so nederig kan wees en minderwaardig kan wees. Nee, dit is nie wat dit sê nie. Die Griekse woord hier vir arm gebruik word draad die gedagte van iemand wat totaal en al afhanklik is van God. Is jy nog afhanklik van God? Dit is iemand wat sê, Here, sonder U kan ek niks doen nie. Dit is 'n geestelike bankrotskap. Ek kan niks sonder U doen nie, my God. Ek kan alles, die ander is, ek kan alles self doen. Jy kry iemand wat sê, ek kan alles self doen, ek het niemand nodig nie, ek sal dit doen, maar die Here, ek het U nodig. Daar's ouens wat sê, ek het U nodig, en daar's ouens wat sê, Here, ek het U nodig. God begin met 'n leë hand. Mag gou jou hand oop. As jy jou hand oop maak, beteken jy het 'n leë hand. Maar as my hand hierso is my hand leeg? Nee, my hand is vol. Ek het iets in my hand. As jy jou hand reeds vol is, kan jy niks daarvan ontvang nie. Kan ek enige iets ontvang as my hand vol is? Niks nie. Met ander woorde, jy kan voor God staan met jou ervaring, met jou sukses, met jou kennis, met jou reputasie, jou bediening, jou geld, jou titels, kan jy voor God staan, maar God sê, maak jou hand oop. Los jou suksesse. Los jou bediening. Los jou geld, los jou titels. Luister, voordat God iets in jou hand kan plaas, moet ek dit besef vanaand. Ek moet besef, ek kan niks uit myself voortbring nie. Ek kan niks nie. Wat ek nodig het, ek het God se voorsiening nodig. Ek het sy hand nou oop te maak en sê, Here, ek het U so nodig in my bediening. Ek het U so nodig in my werk. Ek het U so nodig in my finansiële besluite wat ek moet maak. Ek het U so nodig in my skool, Here. Ek kan nie uit myself dit doen nie. Ek het U so nodig, Here, om hierdie kerk te kan bou. Ek kan nie uit myself hierdie kerk bou nie. Ek het U so nodig, Here, dat die mense sal aanraak deur die prediking van die woord, sodat daar
daar renewal of the mind kan kom en besef, my toestand wat ek het in Christus Jesus, ek het God nodig. Luister, Jesus het jou nodig. En baie ouens dink dat Jesus het nie my nodig nie. Baie ouens dink ek het glad nie eens Jesus nodig nie, want ek is tot hier, tot myself. Ek is hier op myself en niemand het my gehelp nie. Luister, as jy gekom het tot hier op jou eie, dis dit God se genade. Dat God is nog nie klaar met jou nie. God het 'n plan met jou, maar dat jy onder hierdie woord moet sit en moet hoor dat jy het God nodig in jou huwelik. Jy het God nodig in jou verhoudings. Jy het God nodig in jou werk. Jy het God nodig met jou kinders groot te maak. Jy het God nodig in alle areas van jou lewe, elke oomblik, elke dag. Daarom is geestelike armoede nie 'n probleem nie. Dit is 'n posisie wat ontvang moet word. Geestelik geseënd beteken nie maklike lewe nie. Jesus sê geseënd is hy sê nie geseënd is die wat nooit probleme het nie. Hy sê nie geseënd is die wat altyd geld het nie. En ons het hierdie mindset, hy sê nie geseënd is die wat arm, hy sê geseënd is die wat arm van gees is. Geseënd is hulle. Wat beteken dit? Hy sê aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Let op die volgende. Eerste, kom erkenning. Ek erken, ek het God nodig. Ek het erken, ek het God se wysheid nodig. Ek het God se hulpbronne nodig. Het kom by erken, ek het God nodig. En dan as ek God erken dat ek hom nodig het, kom die volgende, die koninkryk behoort aan my. Die koninkryk behoort my. Jy hoef nie jou eie koninkryk te bou wanneer jy weet dat God is die koning van jou lewe nie. En baie mense is besig op hulle eie met hulle eie koninkryk. Die grootste gevaar is nie altyd sonde nie. Is hierdie woordjie, soms is dit selfgenoegsaamheid. Wat beteken selfgenoegsaamheid? Baie groot Afrikaanse woord. Baie eenvoudig te beteken, ek kan self. Selfgenoegsaamheid is, ek kan self, ek kan myself help, ek het niemand nodig om my te help nie, ek sal dit op my eie tyd reg kry. Ek sal dit kan doen. Ek vertrou op my eie vermoëns. Ek het niemand se vermoëns te nodig nie. Ek vertrou op my eie. Jy kan lank in die bediening wees en begin dink, ek kan dit op my eie doen. Ek weet waaroor gaan kerk. Jy kan lank genoeg worship nie, ook die klavier speel. Ek kan dit my sê, ek het die God nodig nie. Ek het nie die Heilige Gees nodig nie. Maar die verskil is dit wat ek goed doen en nog steeds kan sê, Here, ek het U so nodig. Jy kan 'n briljante drummer wees en jy kan jou eie krag, jy kan net gaan sit en jy kan speel. Waar is die blessing? Waar is die tyd van verhoging? En ons mis uit op verhoging. Ons staan nie, hoekom kry ons verhoging nie? Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hoekom behoort die koninkryk van die hemele vir jou nie? Is omdat jy nog self nog kan doen, want jy het hom nie nodig nie. Jy het hom nie nodig nie, jy kan self agter jou wiel, hoeveel van ouens klim agter die wiel en jy bestuur, het jy iemand nodig? Nee, ek kan self dit doen. Maar weet jy wat, doen net wat maak het anders, Here, ek bid die beskerming. Ek bid, Here, in die hand van bewaring oor my. Ek bid, Here Jesus, dat hierdie motor my sal bring tot daarso. Jy sien, wanneer ek met bediening begin om te sê, Here, ons het U nodig, dan begin jy te sien 'n gemeente wat funksioneer met die krag van God en die oop hemel van die Here beleef en ervaar in sy persoonlike lewe. En selfs in ons bediening gaan ons die blessings van God meer en meer aanskou. Here, leer my. Ek kan soveel Bybelkennis sê en vergeet dat jy nog steeds die Here nodig het om veel openbaar. Ons lees net die Bybel, het jy gevra, Here, leer my, Here, praat met my deur die woord, Here, openbaar vir my, Here, ek het U nodig. Kan jy jouself God gebruik word
Tog begin ons leef asof ons God nie nodig het nie. Want dit kom so natuurlik vir ons. En daarom sê Jesus, arm van gees. Dit is die hart van 'n disipel, 'n navolger van God. En Jesus het gesit en hy geweet, hy gaan nie lank by hulle wees nie, hy moes hulle dit leer. Dat hulle kan nie dit doen op hulle self, want Jesus het vir een oomblik uit homself het gedoen, hy het altyd Vader verheerlik, hy het geweet, Vader is die een wat hom gaan ondersteun, hy het geweet dat hy het sy krag, sy insaag, sy wyshede nodig, hy het geweet, is alles oor Vader. En hy begin hierdie bergpredikasie, salig is die wat arm van gees is, geseënd is die wat arm van gees is. Jesus kom, baie keer kom ons as disipels, Here, ek kom na u toe. Maar weet jy, in die moderne kerk vandag sê Jesus, kom net na my plan aan. Kom na my toe, dit is my plan. Nie, Here, seën net wat reeds besluit het nie. Maar Here, wat sê u? Wat sê u? En dit is waar ware geestelike groei begin. Die koninkryk begin wanneer ek ophou om self te regeer. Kan ek ietsie sê? Hou op self te regeer in jou huis. Hou op self te regeer in jou werk. Hoor jy wat ek sê? Self. Want ek het die God nodig nie. Self te regeer oor jou kinders. Ek het God nie nodig nie. Self te regeer in my bediening. Ek het die God nodig nie. Ek kan dit self doen. Luister, dat ons beplek om sê, Here, geef my leiding. Here, geef my inspraak. Here, ek het my woorde is op. Here, my planne is op. Ek het nie meer planne nie. Ek is radeloos. Here, help my. Die kortste gebed wat ooit gebid is sekerlik toe Petrus gesink het, toe sê, help. Net dit help. En die Here was daai oomblik net daar, hy het nie lang geskrifte gebid nie, hy het gesê, help. Hy het geweet, hy kan dit nie uit homself doen nie, hy het God nodig. Jy sien, as God jou permissie gee om op die water te loop, moet jy weet, jy kan nie jouself dit doen nie. En wat God ook al in jou lewe gesit om homself te doen, weet dit, jy kan nie uit jouself dit doen nie. Jy kan nie. Dit is die resep van mislukking. Dit is die resep van enige terugval, van moedeloosheid, uit rad uitval. Die koninkryk van God kan nie ten volle manifesteer waar ek nog koning is nie. Want die koninkryk het 'n koning. En daai koning is Jesus. En jy behoort, en ek behoort aan daai koninkryk Jesus, wat die koning is van my lewe. Die wat erken, ek is nie koning nie. My wil is nie die hoogste gesag nie. My plan is nie die finale woord nie. Jesus is koning. Jesus is koning. Geestelike armheid bring geestelike rykdom. God wil hê dat jy moet ryk wees. Ryk wees van sy grys. Ryk wees van geluk. Dat jy gelukkig kan wees in alle areas, gelukkig in jou finansies, gelukkig in jou huwelik, gelukkig in jou werk, gelukkig in jou kerk, gelukkig in jou bediening, gelukkig in jou huishouding. Weet jy wat beteken om geseënd te wees? Gelukkig te wees waar jy stap. I am so happy. Man, jou tande kry my permanent warm. Is gelukkig. Jy loop hier so in die moop en moan. Ek is so bly die jong mense het gegaan om te gaan kyk hoe lyk dit daar buite kan, om iemand raak te sien. Ek dink hulle mou nie oor die reis wat gebrand is deur ma nie. Hulle eet die reis en ma, ek is so dankbaar vir hierdie reis wat nou eet, maak nie saak nie, want daar's ander ouens wat nie reis kan eet nie.
As die vleis vasgebrand het onder die pot, is die lekkerste vleis dat hy so geskroei is. Gaan ek nie mou nie, Here, maar ek gaan nie mou nie, want ek sien dat ek so dankbaar van wat God doen, en ek sê, Here, U het my so geseën. Ek is gelukkig dat ek 'n dak oor my kop het. Ek is gelukkig dat ek 'n bord kos voor my het. Ek is gelukkig om klere in my lyf te hê. Ek is gelukkig om 'n warm bed te slaap. Ek is gelukkig om my motor, party ouens bou oor hulle motor, as ander ouens wat nie 'n motor het nie. As 'n ander ou wat ek ken, hy's gelukkig oor sy fiets. Hy ry kerk toe elke Sondag. Hy's gelukkig. Ek het hom nie een keer gehoor moan dat hy fiets moet ry kerk toe nie. En hy het so wysheid gekry en sit 'n motor aan hy fiets. En hy's elke Sondag hier. Elke Sondag is hy hierso. Nie op sy krag, nie op God se krag. En dit wat hy doen vir die koninkryk, dit maak hom hy die gelukkigste ou is. En ons kan leer by sulke ouens. Ons kan baie leer, maar ons moan oor alles wat nie reg gaan nie, wil ons moan. Ons wil die kat skop, die hond skop, en ons wil almal verwens en vervloek en alles. En jy besef nie, maar Here, ek het U hulp nodig. Ek het U hulp so nodig. Ek het U wyshede so nodig. Ek het nodig, Here, dat dit in mense se harte sal werk. En ek kan nie in hulle harte werk nie, ek kan hulle verander nie, maar Here, U kan hulle verander, ek het U so nodig. En self van Sondag na Sondag om 'n woord te bedien, ek het U so nodig, ek kan dit in my eie krag uit doen nie. Ek het God so nodig. Want ek met iemand gesels en dan het ek God nodig en ek sê, Here, geef my raad, geef my wysheid, geef my insig, Here. Dat ek die regte woord kan gee, my optrede reg mag wees. Geef my hulp, Here. Laat jouself genoegtyd los. Ek kan self dit doen. Ek kan self dien, ek kan self daai. Ontvang sy genade. Ontvang sy genade van mense wat God om jou gesit het. Jy herken, ek kan nie. En God sê, nou kan ek jou leer. Ek kan nou jou leer hoe om dit te doen. Ek kan jou nou leer, luister wat sê Paulus. Hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Paulus het 'n doring in die vlees. En hy het antwoorde nodig. En hy verstaan nie hoekom hy die doring in sy vlees het nie. Dank die Here, hy nooit bekend gemaak wat die doring was nie. Dalk het jy 'n doring in jou vlees. Dit bring vir jou so ongemak. Dit sit nie op 'n goeie plek nie. Maar weet jy, die doring laat jou besef dat God se genade is vir jou genoeg. Hy sê, want my krag word in swakheid volbring. Wanneer jy swak is, kom God namens jou en hy gee vir jou krag. Hy gee vir jou insaag, hy gee vir jou wysheid, hy gee weer om aan te gaan en aan te hou. Hy sê baie liewer, ek gaan weer vir u lees, hy sê my genade is vir u genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my lewe kan woon. Nie my krag nie, maar sy krag in my lewe elke dag kan woon om op te staan en in 'n dag te face wat jy nie vooruitkyk nie. Here, ek weet nie of die ouens gaan opdaag nie. Here, ek weet nie wat vandag se probleme gaan inhou nie. Maar my God, U gee vir my wysheid. U gee vir my guns, Here. U gee my bonatuurlike kragte om dit te kan doen. 'n Woord vir die kerk vanaand. Ek glo daar is 'n uitnodiging van die Heilige Gees aan een en elkeen van ons. 'n Uitnodiging, kom terug na afhanklikheid. Kom terug na afhanklikheid. Ag, sê vir jou vrou al langs aan jou, kom terug na afhanklikheid. Sê vir jou man, kom terug na afhanklikheid. Afhanklik van wat? Van God. Ek weet julle het gedink, hy sê weer afhanklik van, ek sê afhanklik van jou nie. Nee, afhanklik van God. Terugkeer na afhanklikheid, want
As jy gedink het jou maat moet afhanklik van jou as aanbid jy jou maat. Come on. Dan is dit jou koning. Ek los dit daar. Nie meer ek nie, maar U Here. U Here in my en deur my, Here, ek kan nie dit met my eie kragte doen nie, Here, doen U deur my, Here. Ek het die teenwoordigheid so nodig, ek kan nie sonder U nie, weet U, hoef die teenwoordigheid vir my so van kardinaal belang, nie net in 'n diens nie, maar elke keer wanneer ek iets doen vir die koninkryk, het ek verlange dat God moet opdaag, en dat sy krag sal openbaar, en die wonderlikste en die mooiste, wanneer jy betrokke raak by mense, sal God sy krag en sy gawes openbaar in jou lewe. Dan sien jy hoe dien die Here deur jou, hoe gebruik God deur jou, en as jy nooit opstaan en jou hand opsteek en sê, Here, ek is so afhanklik van U, maar Here, ek weet nie hoe ek kan doen nie, maar Here, ek stik my hand op, ek stuur my, ek sal gaan. Dan gaan jy sien God se krag openbaar in jou lewe. Insigte, wysheid, guns, bonatuurlik, kom God vir jou deur, omdat jy gekies het om te sê, ek is so honger vir U teenwoordigheid. Here, maak ons 'n volk wat U teenwoordigheid dra. Here, maak ons 'n huis wat U teenwoordigheid dra. Want kerkgroei sonder geestelike afhanklikheid kan net groot strukture bou. Ek wil hê jy moet dit hoor vanaand. 'n kerk groei sonder geestelike afhanklikheid kan net groot strukture bou, maar wanneer 'n kerk arm van gees word, kan God daardie kerk gebruik om die stad te verander. God verander 'n stad wat sê, Here, hier is ons, gebruik ons is so afhanklik, ons het nie die planne nie, ons het nie die idees nie, ons het nie die programme nie, maar Here, teenwoordigheid van U en die wyshede van U, die guns van U, Here, maak dat mense na ons toe kom. Die Here stuur hulle wanneer ons afhanklik is. Weet jy, ons kyk nie na 'n gebou nie, ons kyk nie na die musiek, ons kyk nie na die besleierskap nie, ons kyk na God. Baie keer sit ons hoop op een mens, ons moet ons hoop op God sit. Baie mense sit die hoop op 'n party daar buitekant en sê as hierdie party inkom, dan gaan ons dorp beter gaan. Ek wil vanaand vir jou sê, ons dorp gaan beter gaan wanneer ons weer afhanklik is van God. Sit God heel bo aan alles wat daar mag wees en sê, Here, ek is so afhanklik. Profetiese uitnodiging. En ek wil dit so stel, God is nie op soek na mense wat dink hulle kan alles doen nie. Hy soek mense wat sê, Here, ek het U nodig. En wanneer God iemand gevind het wat sê, Here, ek het U nodig, vind hy 'n hart wat hy kan vul. Hy vul 'n hart. Wanneer 'n kerk vind wat sê, ons het U nodig, vind hy 'n kerk wat hy kan gebruik. God wil 'n kerk gebruik wat hom nodig het. God wil 'n worship span gebruik wat hom nodig het. God wil leierskap hê wat sê, Here, ons het U nodig, waar sy krag weer geopenbaar kan word. In ons media en in alles wat ons doen, moet ons sê, Here, ons het U nodig. Ons sit nie ons vertroue in 'n stelsel nie, ons sit ons vertroue in Christus. Ons sit ons vertroue in 'n gebou nie, ons sit ons vertroue in Jesus. Jesus begin die bergpredikasie met die fundament, geseën is die wat arm van gees is. Waarom? Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So vandag is die vraag nie hoeveel ek nie. Die vraag is, hoeveel het God van jou? Die vraag is, hoeveel het jy van hom nodig? Het jy God nodig? Ag, wie het God nie nodig nie? Ag, daar's een amen wat ek gehoor het wat gesê het.
Ons almal het God nodig. Wie het God nodig vir jou persoonlike lewe? Ek het God so nodig vir my persoonlike lewe. Wie het God nodig vir jou persoonlike uitdagings? Jy het uitdagings, ek het God nodig. Wie het God nodig om sonde te oorbrug? Waar sonde nog 'n houvas het? Ek het God so nodig. Here, help my. Help my, ek kan dit met my eie krag doen nie. Vanaand hoor jy dalk die eerste keer, ek het nie nodig om my eie krag te doen nie. Ek het God nodig, hy doen dit namens my. Hy word sterk namens my. Wanneer ek swak word, hy verhoog. Hy word verhoog. Ons het God so nodig. Nie hoe sterk ek is nie. Dit's 'n paar manne wat sterk is, joh. Hulle is baie sterk. Maar wanneer jy in 'n hoek gedruk is, dan besef jy jou krag gaan net tot so ver. Dan besef jy het God nodig. Daai ding van ek kan dit self doen. Los dit. Hier hoor hy in hom. Los dit, ek sal dit self doen. En dan los ek jou regtig. Doen dit self. Ek gaan nooit vir my vrou sê, los dit nie. Ek sê, Here, help my. 2 is sterker as 1. 2 is beter as 1. Dis wat God vir jou maat gegee het. Don't be dumb, man. Waai Engelse hoor. Ja, nie los dit nie. Ouers, as jou kind die gras sny of iets doen nie, moenie vir hy kind sê, los dit nie. Jy pluk 'n lat vir jou eie ster, jy gaan dit doen. Nee, jy gaan dit doen. Hy gaan leer of afhanklik te wees. Los dit. Dis die grootste fout wat baie ouers kan doen en baie mense in huwelike om te sê los dit. Los dit. Dis die grootste ding vandag, ons sê vir die Here, nie persoonlik nie, maar ons houding van so, los dit. Ek sal self doen. Here, jy antwoord nie my gebed nie, ek sal self doen. Los dit. Come on. En ons is dit hierdie attitude rondom onsself en rondom, God is nie jou maatjie nie, hy is God, hy het die universeel geskep, hy kyk na jou, wat jou optrede is, hy kyk vir jou en hy sit vir jou op 'n ongemaklike plek, en hy gaan nie na hom kyk, Here help. Maar terwyl dit so goed gaan met ons, wil ons nie kyk na die Here nie, want dit gaan so goed en ek kan dit self doen. Dan wonder jy, hoekom gebeur ewe skielik en iets in jou lewe, dat God bring jou op 'n plek weer, dat jy by die bergpredikasie moet kom en moet leer. En jy moet leer wat beteken om geestelik bankrotskap. Ek is geestelik bankrot, Here, ek kan nie met my eie kragte doen, ek het dit so nodig. Dis leiers vanaand wat sê, Here, ek is so nodig, Here. Selfgenoegsaamheid sê, ek het genoeg in myself. Geloof sê, ek het alles wat ek nodig het in Christus. Ek het alles wat ek nodig het in Christus. Het jy Jesus nodig? Ek wil vra vir my vriend Gregory, ja, die name. Ek wil amper sê Nadia, maar Nadia is nou Gregory. Wanneer ek sê, Here, ek het U nodig, sê die hemele, die koninkryk behoort aan jou. Wow. As jy sê, ek het God nodig, kom die koninkryk van God. Ek wil sê vir jou, die koninkryk lig jou. En dit sit jou in 'n posisie waar ander gesê, kom ons kyk hierdie storie uit. Het jy geweet as mense wat jou dop hou? Het jy geweet as mense wat hierdie kerk dop hou? Ek hoor nou die dag het iemand daar op Facebook gebraak oor 'n bal wat hy nie kon gekry het nie. En plaas hy gebraak het en gesê het, dank die Here vir 26 ouens wat hulle hart vir God gegee het. Self genoegsaam. Me, myself and I. En hoe vinnig mense kan kommentaar, ja, hoe verkeerd die kerk is.
Ja broer, daar is maar sulke mense wat maar nie, jy moet vooruitgang hê nie. Self, me en I, dan gebruik die Heilige Gees ook nog. Kom sê ek dit vir jou vanaand. Kom oor jouself. Moenie kyk wat jy gemis het tot op die lewe nie. Moenie kyk wat jy verloor het nie. Moenie kyk van hoeveel jy verloor het in die lewe nie. Maar as jy's vanaand die aand wat jy kan sê, Here, ek het U nodig. In my eie krag het kan ek dit nie doen nie. As jy per toeval dat jy hier vanaand is nie. Dat jy moes hierdie woord hoor vanaand, dat jy kan sê, en jy kan persoonlik hierdie vraag vra, antwoord, is jy arm van gees? As jy nog nie verstaan nie, het jy God se hulp nodig? Is jy afhanklik van hom? As jy vanaand en ek glo die Heilige Gees praat en dit vra van jou iets. Want jy sien, ons moet tydkeer het ons daai ding uit trots. Tydkeer wanneer ons self ek gaan nie nou my hand opsteek nie, ek gaan nie nou reageer op dit nie, dan sê dit nog self. Maar wanneer ek God nodig het, en ek besef, ek het hom so nodig. En elkeen van ons wat hier is, het God nodig in 'n sekere area van jou lewe. En dalk het dit nog nie vir jou gebeur nie. Dalk het jy op 'n plek gekom en ek sê, ek gaan self dit doen. As dit nie vir my gebeur nie, dan gaan ek self, of gaan dit net laat los. Ek gaan nie meer vra nie, ek gaan nie meer bid nie, ek gaan nie meer Bybel lees nie, ek gaan nie meer vertrou nie, los. Ons laat los so maklik. Het jy vir God gevra, Here, is dit wat U wil hê ek moet doen? Dalk is op 'n plek waar jy net wil los. Dalk is dit nou die aand, soos vanaand, om te sê, ek gee vir U en ek sê, help my. As daar iemand is vanaand, ek gaan nie vir jou vra om vorentoe te kom nie, ek gaan vir vra net te staan, net daar waar jy sit, om te sê, Here, ek het U so nodig, en is 'n teken, ek is arm van gees, ek is geestelik bankrot, ek kan nie uit myself dit doen nie, ek het U nodig, sodat ek die koninkryk van die hemel kan beerwe, want Jesus is koning, ek het nie nodig om my eie koninkryk te bou nie, ek het nie nodig om dit self te doen nie, want ek erken hom as my koning, wat dit namens my gaan doen, en wil doen. Is daar iemand vanaand, wat saam met my wil staan, en sê, Here, ek het U so nodig. Ek het U so nodig, Here. Ek is geestelik bankrot, Here. Ek is raad op, ek het nie antwoorde nie, ek het nie eens, ek weet nie wat die dag van môre gaan inhou nie, ek het U so nodig. Dis die grootste teaching wat die Here kon sy disippels leer, om geestelik afhanklik te kan wees. Ek is so afhanklik. En dit wat jy vanaand vra vir God, en ek wil hê jy moet dit noem vir die Here, net daarso, noem dit vir die Here, waarmee, en hy vra, waarmee moet ek jou help? Wat moet ek vir jou doen? En dan moet jy kan oorgee, jy moet jou hand kan oopmaak, om te ontvang dit wat God vanaand vir jou wil gee. Hy het dalk krag nodig, jy het dalk wysheid nodig, jy het grace nodig, jy het uitkomste nodig, jy het nodig dat God moet opdaag in jou bediening, ek het nodig dat God moet opdaag in hierdie huis, nog meer en meer, ek sien mense wat gaan kom, ek sien hoe God hierdie plek gaan vul, hoe die Here ons dorp gaan verander, want ons het 'n plek gekom, ons sit nie ons hoop in 'n persoon nie, maar ons sit ons hoop in die persoon Jesus Christus. Here, terwyl jy dit oorgee vanaand, en jy gee dit oor vanaand,
Jy sê, Here, ek het die hulp so nodig. Wil jy my nie help nie? Sê vir die Here waarmee jy moet help vanaand. Jy sê, wanneer jy begin te sê, Here, help, dan begin geloof. Geloof dat hy jou gaan help. Geloof dat hy jou gaan uitkomste gee. Geloof dat hy jou guns gaan gee. Geloof dat hy die antwoord op jou gebede, dit sal so wees. My genade is vir jou genoeg, maar God word geopenbaar in ons sy swakheid. Vader, terwyl ons so staan en ek wil net vir u vra dat u elke hart moet sien, en ek glo dat u sien elke hart. Waar elkeen net self kom en sê, ek gee oor aan u. Ek gee oor aan u. En Here, terwyl dit by die voete neersit, Here, in hulle eie swakheid, Here, word u krag geopenbaar. En terwyl u die harte sien, vanaand, my God, dat van vanaand af, Here, gaan u uself openbaar, waar ons self neerlê en u verhoog. En ek dank u, Here, dat u die een is wat uitkomste gee, dat u in hierdie oomblik u openbaar deur u woord, Here, dat die grootste getuie om te kan wees, kan sê dat ek kon myself nie red nie, maar Christus het my gered. Ek kon net myself nie gekom het waar ek vandag is nie, dis God se genade waar ek vandag is. En Here, ek wil hierdie bediening ook aan u hande gee vanaand, Here. Ek wil alles wat ons doen in hierdie huis, Here, wat ons planne, wat ons idees is, ek wil gee vir u en sê, Here, doen u dit vir ons, gee vir ons die kreatiwiteit, gee ons die vermoë, gee ons die insigte, Here, gee ons die krag om dit te doen, waarvoor u ons geroep het om te doen, as dit om 'n stad te bereik, Here, dat ons hierdie stad sal bereik vir Christus Jesus. Maar Here, dat u begin by ons en sê, Here, ek het u so nodig. Ek het u so nodig. Ek wil u moet saam met my verklaar vanaand, en ons gaan op die voor sit. Ek wil u moet kyk, verklaar gou saam met my, elkeen saam met my, Here, ons kom met leë hande. Ons kom sonder selfgenoegsaamheid. Ons kom sonder om op ons eie krag te vertrou. Ons kom na u toe. Vul ons met u Gees. Regeer in ons. Regeer deur ons. Laat die koninkryk deur hierdie huis manifesteer in die naam van Jesus. En ons almal sê amen. Kom ons gee Here 'n lofoffer vanaand. Prys die Here. Glory, glory, glory to God. Lof en eer en prys en aanbidding kom aan u toe. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die koninkryk van die hemele is joune. Kom aan. Sê gou, die koninkryk van die hemele is myne. Want God sê dit in sy woord. As jy sê, ek kan dit nie sonder u doen nie, sê God vanaand vir jou, die koninkryk van die hemele is joune. Ek kan nie uit myself dien nie, dit behoort aan, die koninkryk behoort aan jou. Van jou besigheid, jou familie, jou vrou, jou kinders gegee het en sê, Here, help, geef my insig, geef my wysheid, die koninkryk van die hemele is joune. Ons sluit af. Vader, dankie vir hierdie aand. Dankie dat ons kon hoor wat die Gees van God sê deur u woord. Dankie Here dat u vanaand, Here, spreek tot elke hart. En ek vertrou u, Here, deur hierdie woord, Here, gaan omstandighede verander.
En ek weet die Heilige Gees is die naprediker en ek gee al twee dienste, goeie vanaand gee ek vir terug vir u. U kry die lof, u kry die prys, u kry die aanbidding vir alles wat Sondag, wat vandag gebeur het, Here, gee ons dit terug vir u. Ek gee die woord vir terug vir u. Ek gee die worship terug vir u. Ek gee elke bediening terug vir u. Vir elke bediening wat ons op die livestream na buite kan sit. Ons gee dit terug vir u. Dit behoort aan u. Dat u verheerlik sal word, Here, want ons kan nie uit ons eie dit doen nie. Ons het Jesus nodig. Om dit te laat gaan op die plekke waar dit moet gaan, om te sien hoe harte verander word, hoe deurbrake kom, wonderwerke gebeur, uitkomste gebeur, in die naam van Jesus. Laat dit so wees, soos ons vra, in Jesus naam. Amen en amen. Word verheerlik in daai mooi naam Jesus. Vanaand se diens gaan môre opkom op Facebook, YouTube, nie vanaand nie, maar môre, as jy het wil stuur vir mense om te hoor. Hou gou vas, hou net gou vas. Sorry. Goeienaand julle almal. Ek wil net vanaand kom dankie sê vir die Here dat hy my genade gegee het, dat ek die moed opgegooi het en dat ek nie swak geraak het, want hy het my 'n werk gegee, ek was lank sonder werk gewees, amper 2 jaar, 3 jaar, aan en af. En net nou die dag, roep die baas my, en hy het gebel van ons Londen af na my manager toe, en sê, hoorie, sê vir Benny, hy het 3 maande te werk, om permanent raak, hy is permanent. Baie dankie. Ons dien die lewendige God. Dankie julle. Amen, dis wat God doen. Glory, glory, al die eer aan die Here. Amen.